Goeiemôre. Baie welkom vanoggend in hierdie erediens. Dit is altyd lekker om as gelowiges saam te wees. Dit is skoolvakansie, so dis is maar hoe dit gaan met skoolvakansies. Is dit nie so nie, nê? Almal is weg en kuier en party ouens besluit om maar so 'n bietjie later te slaap. Ek weet nie of dit nou net ek is nie, maar soos wat 'n mens ouer word, dis nou maar my ervaring, is dit nie so maklik om laat te slaap nie. Jy's wakker nog baie keer voor die son opkom. So, dan wil jy vir jouself, wat moet ek nou met myself aanvang? En dan staan jy nou maar op, nee. Dit is hoe dit gaan. Maar baie welkom vanoggend hierso. Ons is nog in leidingstyd. Kom ons begin ons saam wees deur lekker saam te sing en die Here te aanbid. Ons voorsangliedere kondig ek vir u aan. Ons eerste voorsang kom uit die Vonk boek uit, Vonk 126, en ons sing 2 verse daarso, vers 1 en 2. Sing vervolgens uit die Vlam boek uit, Vlam 60, ook 2 verse daar, verse 1 en 2. Oh
ons sluit ons voorsang af met Vonk 268, 3 verse daar, vers 1, 3 en 4. Wat 'n pragtige lied, loof en prys hom. In my gedagtes sien ek Bybelse figure wat dans met tamboeryne en sing terwyl hulle hierdie lied sing, né? Pragtige lied om ons Here te aanbid. Vriende, ek het nou nie in die begin die afkondigings genoem nie, daar is nie veel nie, ek noem net wel dat daar is nog kaartjies beskikbaar vir die gemeente se 50ste verjaarsdagviering, so u is welkom om dit ook te kry na die tyd. Kom ons raak stil en ek gaan vir u 'n geleentheid gee vir persoonlike stilte. Dit is 'n baie belangrike deel van ons saam wees vanoggend, is om stil te raak en met die Here te praat. So ek gaan vir u kans gee om 'n eie hartsgebed te doen. Daarna gaan ek vir ons wotum voorlees wat vanoggend uit Openbaring uitkom, Openbaring 22, 'n samestelling van daardie tekste. Kom ons raak stil. Openbaring 22 vers 12. Kyk, sê Jesus, ek kom gou en die beloning is by my om elkeen volgens sy optrede te beloon. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en ook die einde. En elkeen wat luister moet sê, kom. En elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat dit begeer om die water van die lewe te hê, moet dit kom kry. Verniet. Liewe broer en suster, met hierdie uitnodiging van God, dat ons die water van die lewe verniet moet kom haal by hom,
kom groet ek u vanoggend. Ek groet u in die naam van die Vader, in die naam van sy Seun Jesus Christus en in die naam van die Heilige Gees hier teenwoordig. Amen. Kom ons sing ons loflied saam. Dit kom uit die liedboek uit, liedboek 519 en ons sing 4 verse daar saam, vers 1 tot 4. Ons is in lydingstyd, in die kerklike jaar van lyding, en ons begin en ons sit ons lydingsdiens ook voor deur ons lydingsmoment, en ek wil vir Marna vra om dit vir ons asseblief in te lei. Goeiemôre almal, ons staan vanoggend stil by stasie 6. Simon van Sirene dra Jesus se kruis. Daar's 'n kort video wat ons graag vir julle wil speel. Ons het agtergekom vanoggend die klank is nie te goed nie. So ons sal dit na die tyd ook op die groep deel saam met die diens. Dankie Marnus. Dra jou kruis. Kruise is in die antieke wêreld buite stede en langs openbare paaie opgerig. Voordat mense gekruisig is hulle eers wreed gemartel. Dan moes hulle kruise na die plek van teregstelling dra. Ons weet dat baie mense die hele kruis op hulle rug gedra het. Ander kere het mense net die dwarsbalk van 'n kruis gedra, afhangende van watter soort kruis hulle mee gekruisig is. Die dwarsbalk het bekend gestaan as 'n patibulum. Ons is nie seker of Jesus net 'n dwarsbalk of die hele kruis gedra het nie. Dit lyk egter uit die evangelies in Markus 15 vers 21 en Lukas 23 vers 26 asof Jesus die hele kruis moes dra. Want die evangeliste gebruik die woord stauros, die Griekse woord vir die kruis. En dit laat ons dink, Jesus het nie net 'n dwarsbalk gedra nie, maar sy hele kruis. Daar was altyd bokant elke kruis 'n bordjie opgerig, 'n titulus, wat die rede vir die kruisiging aandui. Partykeer is dit selfs om die gekruisigde se nekke gehang, of dit is bokant hulle koppe vasgeslaan aan 'n kruis. Partykeer was daar ook aan kruise 'n klein dwarsbalkie waarop die gekruisigdes kon sit, bekend as 'n sedile. En dit het eintlik die gekruisigde se lyding uitgereik, want hulle moes die hele tyd hulle liggaamsgewig verplaas sodat hulle hele liggaam nie hang aan die spykers of aan die toue waarmee hulle aan die kruis vasgemaak is nie. Maar dit het net gemaak dat hulle stadiger versmoor het en doodgegaan is. Gekruisigdes, weet ons, sy liggaam is dikwels vir weke na hulle dood aan kruisiging los, as openbare afskrikmiddel, en ook sodat hulle daar aan die kruis moes verrot. 'n Gemiddelde kruis was nie so hoog soos wat die kunstenaars het vir ons voorstel nie. Dit was naby aan die grond en ons weet uit antieke geskrifte dat die honde en die kraaie alreeds aan die mense begin knibbel het terwyl hulle daar gaan. Die evangelies vertel nie vir ons presies hoe ons Here Jesus gekruisig is nie. In Lukas 24 vers 39 en Johannes 20 vers 25 en 27
is dit egter duidelik dat hy aan sy hande en sy voete aan die kruis vasgekap is. Dit is egter eers die kerkvader Irenaeus, wat tussen 130 en 202 na Christus geleef het, wat vir ons vertel het dat Jesus aan 'n sogenaamde crux unisa gehang het, die bekende kruis soos wat dit vandag in die kuns voorgestel is. Wat ons wel weet is dat ons Here Jesus vasgekap is aan 'n houtkruis, en dat sy die wrede mishandeling wat hom voorafgegaan het, sy spoedige dood veroorsaak het. Al die bloedverlies, al die geeseling, al die slaarheid het hom doodgemaak. Sy kruis was ook nie baie hoog nie, want ons lees in Johannes 19 vers 29, dat hulle 'n hisoptappie na hom toe uitgesteek het. En dit is nie sterk plantjies nie. Maar wat ons weet, is dat ons Here Jesus daar sterf, die man van smarte, die Here aan die houtkruis, ons Here, wat moes ly en doodgaan. Volg hom. Goed, jammer vir die klank daar, maar dit sal na die tyd op die groep wees. Wat Stefan gesê het, is dat ons vanuit die Bybel en die geskiedskrywers weet dat Jesus die volle kruis op sy rug moes dra. Ons het gehoor, Jesus is gekroon met 'n doringkroon, die pyn waardeur hy is, die bloedverlies. Hy's gemartel, soveel so dat daar nie 'n vel aan sy lyf oor was nie. En toe sit hulle die kruis op daai rou lyf van hom neer. En ons kan verstaan dat daar 'n tyd wees wat hy nie meer kon nie. Hy kon nie meer die kruis dra nie. En toe gryp die soldate iemand wat sommer daar langs die pad staan, Simon van Sirene, om vir Jesus te help. En Simon word een van die bekende figure in Jesus se lyding. Kan jy saam met my sê, ons aanbid U, Here Jesus, aan U kom toe die eer. Deur U kruisdood is die wêreld van sonde gered. Dankie dat U ook vir my gesterf het. Ek lees vir U uit Markus 15 vers 21. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het, die pa van Alexander en Rufus. Jesus Christus, laat my met deernis na ander kyk, sodat ek U versoening en vergifnis aan almal kan verkondig. Sê saam met my, Jesus Christus, help my om U voorbeeld te volg. Ons skriflesing kom vanoggend uit die evangelie uit, die evangelie volgens Johannes, soos wat Johannes dit opgeteken het, en ons gaan saam lees Johannes 19 vers 25 tot 27. Ons is besig met 'n kort reeks in hierdie lydingstyd wat handel oor die kruiswoorde, die 7 kruiswoorde van Jesus Christus, en ons staan so sistematies by hulle stil en ontsluit die betekenis daarvan vir ons ook vanuit die Bybel, vanuit die woord en ook vir ons lewens vandag. Voordat ek vir ons die 3de kruiswoorde van Jesus gaan lees, kom ons raak stil en vra die Here ook om sy woord deur sy gees vir ons te ontsluit. Ons hemelse Vader, Here, wanneer ons as U kinders op hierdie manier so by mekaar is in 'n erediens, is dit ons hartsbegeerte om U te kan beleef. Daarom bid ons dat U Uself aan ons sal kom en openbaar in ons saam wees. Help ons om te luister, diep te luister na die Gees, soos wat ons deur die prediking en die lees vir die woord begelei word. Maak ons attent op dit wat U wil hê elkeen van ons moet hoor. Mag ons veral in dit alles bewus word van die groot liefde wat daar vir ons is in Jesus Christus. Liefde wat groter is as wat ons
dit self kan bedink. Mag hierdie vormende krag van u liefde en genade elke deel en faset van ons menswees en lewe hier op aarde vorm en maak na u wil, totdat daar nie 'n deel is van ons lewe, 'n faset van ons lewe, wat nie deur u woord gevorm en geraak word nie. Ons kom lê onsself as die klei in die hande van die pottebakker. Amen. Kom ek lees vir ons fokusgedeelte voor. Vers 25 sê die volgende: By die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster en Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. Toe Jesus sy moeder sien, as ook die disipel vir wie hy lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder: Vrou, kyk, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel: Kyk, daar is jou moeder. En van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Verskoning, net tot sover ons voorlesing vanuit die kruiswoorde van Jesus vanoggend. Nou vriende, ek weet u gaan met my saamstem dat daar is seker niks erger in hierdie lewe as om 'n kind te moet begrawe nie. Ek hoop nie enige van u moes al deur so iets gegaan het nie. Dat jy 'n kind aan die dood moes afstaan nie. Ek dink ook nie ons sal altyd ten volle verstaan die hart van 'n ma wanneer haar kind sterf nie. In die bediening as predikant moes ek al in my lewe die nuus gaan oordra het aan 'n ma wie se kind gesterf het. Dit was verskriklik, om die minste te sê. Ek onthou ons het in die sitkamer gesit en ek het ingegaan, was laat die aand gewees. Ek het 'n vermoede hulle het geweet iets is verkeerd omdat ek hulle daai tyd van die aand bel. Ek gaan sit en die ma en die pa was in die voorhuis, ons het sag begin en ek het net op 'n stadium vir hulle begin sê, ek het nog nie eens my sin klaar gemaak nie, dat ek is baie jammer om vanaand vir hulle die volgende nuus te gee. Sy het opgestaan en uit die vertrek uitgegaan en ek kon haar hoor huil en skree in haar kamer. Die hart van 'n moeder, van 'n ouer wat sy kind moet sterf, wat sy kind sterf. In my eie familie het ek dit ook aan my lyf gevoel toe my broer se seun op 'n baie jonger ouderdom van 16 gesterf het. Veral my skoonsister, sy kon nooit daaroor kom nie. Sy kon nooit klein Pietertjie se as in daardie gedenkmuur gaan sit het nie. Wat sy gedoen het, sy as gevat en sy het vir haar 'n teddybeertjie gekry en sy as in die teddybeertjie gesit en elke aand gaan slaap saam met daai beertjie met haar seun se as aan die binnekant. 'n Geweldige ding vir 'n ouer wat 'n kind moet verloor. Dit is natuurlik nog erger, dink ek, as dit voor jou oë gebeur.
as jou kind sterf hier reg voor jou. Dit is nog erger as dit op 'n wrede manier gebeur. En jy kan niks daaromtrent doen nie. Jy moet staan en toekyk, soos wat ons gesien het en gelees het in hierdie gedeelte. Die lyding van Jesus en die lyding van mense wat aan hom verbind is vervleg met mekaar. Net so ook is die lyding van sy kinders ook vervleg aan die lyding van die ander. Ons is almal, verskoning, deel van die liggaam van Christus. En as een van ons swaar kry, dan kry ons almal swaar. Ons sien hierdie beginsel van een wees in lyding, in mekaar se lyding ook dra, die beste raak in hierdie kruiswoorde van Jesus. Hoe Christus se lyding ons ook bind aan mekaar. En ons kan hierdie wisselwerking daarvan raak sien in hierdie gedeelte as ons dit mooi gaan bestudeer. Vers 25 begin deur na spesifieke individue te verwys wat die dag daar by die kruis gestaan het. Dit is so bietjie in kontras met mekaar. So jy het aan die een kant die skare in die massa, en aan die ander kant het jy hierdie individue, hierdie persone wat op die naam na hulle verwys word en op hulle identiteit na hulle verwys word. Dit is vir ons belangrik want geloof kan so baie maklike abstrakte ding raak in ons kop. En baie mense sukkel en worstel daarmee om te verstaan dat dit ook baie persoonlik is. Baie individualisties is, baie op die self en die eie gerig is, op beide van hierdie. Baie keer as ons praat dan sê ons, ja, ons as gelowiges, maar dit is ook ek as 'n kind van die Here, met wie God praat, en vir wie Jesus Christus gesterf het. Nou vers 25 begin en dit verwys na 5 spesifieke persone. Heel eerste, Jesus se moeder, sê vers 25, dan sy moeder se suster. Nou watter een van die 2 sissies of van die susters van Maria dit was, is onseker, maar vanuit die kerklike tradisie sê hulle is in alle waarskynlikheid Salome gewees, wat die tweede persoon was. Die derde persoon is Maria, die vrou van Klopas, en dan ook die 4de persoon, Maria Magdalena. En dan weet ons natuurlik uit vers 26 dat die geliefde disipel was ook daar gewees wat die 5de persoon was. Na wie verwys word voor die kruis van Jesus Christus. Ons weet natuurlik vanuit die tradisie wie is die geliefde disipel van Jesus. Volgens die kerklike tradisie is hierdie geliefde disipel Johannes. En nie Johannes die doper nie, want hy was al oorlede in daardie tyd, maar Johannes sy disipel wat hom gevolg het, wat een van die 12 was. Die feit dat daar verwys na hom as die geliefde disipel is vir ons veral in hierdie teks baie belangrik om te verstaan. Ek gaan net nou weer terugkom na die geliefde disipel toe en iets
sê, iets meer sê oor hom. Hoe dit ook al sê, as ons nou kyk na hierdie 5 persone, dan behalwe vir Maria Magdalena, was hulle almal op een of ander manier familie van mekaar. Nou was Maria, Jesus se moeder, dan was haar suster daar gewees. Met ander woorde, Jesus se tannie was daar gewees. Dan word daar verwys na Maria van Klopas. Nou, volgens die kerklike tradisie was daardie Maria Maria se skoonsister. Dit was haar skoonsussie gewees. Josef, haar man, wat in alle waarskynlikheid al oorlede was, ons kan aflei, hy was oorlede, alhoewel daar nooit dit genoem word in die Bybel nie, ons het nêrens lees nie, sien ons hier teen die ouderdom van 12-jarige, Jesus se 12-jarige ouderdom, dat ons nooit verder weer van van Josef lees in die Bybel nie. Wat beteken dat Maria was in alle waarskynlikheid 'n weduwee gewees. En haar skoonsussie en haar suster het by haar aan huis gebly. En hulle het mekaar versorg. So Maria van Klopas was Josef se broer se vrou gewees. Almal familie van mekaar. Johannes, die geliefde disipel, volgens kerklike tradisie, kon waarskynlik Jesus se neefie gewees het. Dat hulle neefs van mekaar was. Hy was die jongste van die disipels en was moontlik so tussen die ouderdom van 15 en 18 jaar oud gewees. Wat baie jonk is, toe hy as disipel Jesus begin volg het. Die jongste van die disipels wat Jesus gevolg het. Soos ek gesê het, behalwe vir Maria Magdalena was almal op een of ander manier familie. Dit skep alreeds op 'n eerste vlak 'n verbintenis, 'n onderliggende band en die indruk van verbondenheid van familie tot mekaar. Ons is mekaar se familie en ons is mekaar se familie in Jesus Christus. En hier by die kruis kan ons sien hoe Christus die familie, sy kerk aan mekaar bind deur sy kruiswoorde. 2 van hierdie 5 mense was besonder lief vir Jesus gewees. Maria en Johannes, die geliefde disipels. Die wat lief het, se seer en se pyn is gewoonlik die diepste. Dit is die hardste. As jy baie lief is vir iemand en daardie persoon val weg, is dit vir jou baie seerder as vir enigiemand anderste wat 'n verbintenis het met daardie persoon. Hoe nader die verhouding met daardie persoon, hoe dieper die pyn en hoe erger die lyding van die verlies. Liefde sny die diepste aan 'n mens se hart. Dit is ook net die wat werklik liefhet, wat werklik dien. As jy nie liefhet nie, dan kom jy net jou plig na. Jy doen maar net wat van jou verwag word, maar jy dien nie werklik nie. Hoe moes dit vir Maria gewees het? Hoe moes dit vir Johannes gewees het? Lukas 2 vertel die verhaal waar Jesus op sy 8ste dag vir sy besnydenis gaan. En as hy daar kom, is daar 'n man
vir wie God gesê het, jy sal nie sterf voor jy die Messias sien nie. En wanneer hy hom van Jesus sien, dan is hy baie opgewonde. Die Heilige Gees maak dit aan hom bekend, dat dit is Jesus, die Messias. En op 'n stadium praat hy met Maria en hy profeteer, en hy sê in sy profesie, hierdie kind sal ly, sal swaar kry, en hy sê vir Maria, en daar sal ook 'n swaard deur jou hart gaan. Dit is sy profesie in Lukas 2, wat verwys na die pyn en die lyding van Maria, wat haar kind moet sien sterf. Nou ons lees dat ten spyte van Jesus se eie lyding aan daardie kruis in daardie oomblik, sien Jesus sy ma. Hy sien haar raak. Hy sien haar nie net raak nie, hy gee ook vir haar om wanneer hy haar sien. Hierdie is geweldige woorde. God sien ook jou en my se lyding raak. Hy sien dit raak. Hy is nie blind daarvoor nie. Hy weet dat jy swaar kry. Wanneer jy swaar kry, en hy weet dat jy ly, en hy voorsien. Want ons sien hier dat Jesus sien nie net sy ma raak nie, hy gee ook om vir haar in sy lyding, terwyl hy ly en haar lyding sien, en haar seer kry sien, en in alle waarskynlikheid haar hysterie sien, soos wat sy daar staan en magteloos moet toekyk, sorg hy haar. Jesus sien haar nie, hy skenk aandag aan haar, soos wat 'n seun veronderstel is om na sy ma te kyk. Soos wat 'n seun, 'n kind, enige kind, veronderstel is om na sy ma te kyk. Ons almal het 'n ma of 'n pa, gehaat dalk, of nog steeds. Dit is ons verantwoordelikheid om te kyk na mekaar. Dit is ons verantwoordelikheid om te kyk na ons familie. Die mense wat vir ons gegee is in hierdie lewe. En Jesus doen dit. Hy gee nie net vir ons die opdrag om na mekaar te kyk nie. Hy gee ons nie net die opdrag om na ons familie te kyk nie. Hy doen dit self. En daarmee vervul hy die voorskrifte van die Ou Testament. Daar is sekere vereistes wat ons in die Ou Testament lees teenoor die versorging van ouers, teenoor die versorging van weduwees. God het nog altyd 'n hart vir die weduwee, en vir die kinder, en vir die weerloses, en die wat nie afhanklik is het nie. Reg deur die Ou Testament. Tekste soos Exodus 22 vers 22, Deuteronomium 10, Deuteronomium 17, Deuteronomium 18, Deuteronomium 24, Deuteronomium 27, Jesaja 10, Jeremia 22, Esegiel 22, Spreuke 15, Psalm 68 vers 5, Maleagi 3, is alles Ou Testamentiese tekste waar God vir die mens sê, jy moet omsien na die weduwee. Kyk na die wat weerloos is. Kyk na die wat kwesbaar is in die samelewing. Kyk na die wat niemand het nie. Eer jou vader, eer jou moeder.
sien na hulle om. Selfs die wonderwerke in die Ou Testament, soos die van 1 Koning 17, waar Elia die weduwee se kind gaan genees het en hy die doodheid laat opwek het, is alles tekste wat God se hart vir ons openbaar in terme van weerlose mense. 1 Timoteus 5 sê nogal iets daaroor, oor die versorging van jou mense. Dit staan so geskryf in 1 Timoteus 5 vers 8. Dis Paulus, vir interessantheid, wat 'n jong man leer om 'n dominee te wees, Timoteus. En dan sê hy vir Timoteus, hierso in Timoteus 5 vers 8, maar as iemand nie na sy eie mense omsien nie, en veral nie na sy huisgenote nie, het hy die geloof verloon en is hy slegter as 'n ongelowige. Jy kan dit gaan lees, dit staan in die Bybel. Die Bybel sê, as jy nie kyk na jou huisgenote nie, as jy nie kyk na jou ma en jou pa, en jou broers en jou susters, en die wat aan jou verbind is nie, is jy slegter as 'n ongelowige. Dit is wat die teks sê. Dan is jou geloof, om dit in ander woorde te sê, waardeloos. En is dit maar net 'n lippetaal. Dit was moeilik vir 'n weduwee in daardie tyd gewees. Soos u weet, u wat 'n student is van die Bybel en al baie na preke geluister het, weet dat dit 'n era was waarin vroue nie gelyke geleenthede gehad het nie. Nie soos wat ons dit vandag het nie. Vandag is al heel anderste. Vroue kon nie gewerk het in daardie tyd nie. Hulle kon nie 'n beroep gehad het nie. Hulle kon nie geboer het of iets anders te gedoen het nie. Hulle was verplig gewees om huisvrouens te wees. Om skoon te maak, wasgoed te was, skottelgoed te was, die huis in stand te hou, die kinders groot te maak, en om die huis taakies te doen. Dit was al wat vroue in daardie tyd kon gedoen het. Hulle kon nie 'n beroep beoefen het nie, met ander woorde, as hulle nie 'n man of 'n seun gehad het waar ernstige 'n inkomste vandaan gekom het nie, dan was hulle uit op die straat gewees. Dan was hulle uit op die straat gewees. Dit is belangrik vir ons manne. Alhoewel vandag anderste is. Miskien het jy nie meer 'n ma of 'n pa nie. Dalk het jy nog jou vrou by jou. As jy sterf, is sy 'n weduwee. Om nie te voorsiening te maak vir haar nie, wanneer jy nie meer daar is nie reg nie. Om nie 'n testament te hê, of te sorg, dat sy eendag geld gaan hê, en voorsien kan word, wanneer jy nie meer daar is nie reg nie. Dit is jou plig, om seker te maak, dat as jy die dag nie meer daar is nie, dat jou ouers, en jou vrou, en jou kinders, een of ander voorsiening het. Doe nou al moeite, om dit in plek te kry. Sorg, dat daar voorsiening is vir die weerloses. Daar word verwys, soos ek gesê het, na Johannes as die geliefde disipel. Nou, ek hoop u vang dit vanoggend in hierdie teks, want dit is baie belangrik.
die geliefde disipel. Beteken dit dat Jesus was liewer gewees vir Johannes as sy ander disipels? Beteken dit, daar is party mense vir wie Jesus liewer is as ander? Nee. God het ons almal lief. En het ons almal ewe lief. Jesus het jou net so lief soos wat hy Johannes gehad het. Jy is sy geliefde disipel. Jy is sy geliefde disipel. En wat sê hy dan vir sy geliefde disipel in hierdie teksgedeelte? Geliefde disipel, daar is jou moeder. Daar is die weduwees. Daar is die wat afhanklik is. Daar is die wat sorg nodig het. Jesus gee vir sy geliefde disipel vir ons 'n opdrag, 'n verantwoordelikheid. Kyk na mekaar. Ons is mekaar se familie. Soos wat hier 'n familie voor die kruis by Jesus by mekaar was. 'n Vreemde familie, 'n saamgestelde familie. Kyk, die spreekwoord sê mos nou altyd, jy kan nie jou familie kies nie, jy kan jou vriende kies. Nee, dit is mos hoe dit werk. Maar as ons nou mekaar se familie is, dan beteken dit ons kan mekaar ook nie kies nie. Ons is aan mekaar verbind. Jy hou dalk nie altyd so van almal in jou familie nie. En jy sit soms vas met jou eie familielede. En daar is soms 'n family fight. Maar hulle is jou familie. Ons is mekaar se broers en susters. Ons sê ook vir mekaar, broer en suster, in Jesus Christus. Daarom moet ons mekaar versorg. En kan ons ook nie as kerk mekaar versaak nie. Dink 'n bietjie mooi daaroor, die amp van diaken. Hoekom is die amp van diaken daarso? Dis van die begin af daar, om te sorg vir die weduwees, om te sorg vir die weeskinders. Dis die kerk se taak, die geliefdes disipels se taak, om te sien na sy familie. Dit is ook nie net die diakens, wat die amp van diaken opgelê is, se taak om dit te doen nie. Dit is elkeen van ons se taak, om na mekaar toe, om te sien. 'n Baie groot verantwoordelikheid, wat ons terugbring by hierdie gedagte van lyding. As een van ons swaar kry, as die familie van Christus, dan kry almal van ons swaar. Dan ly ons saam. En die lyding van Christus is ook ons lyding, en is ook ons swaar kry. Mag hierdie woorde van Jesus ernstig vassteek in jou gedagtes. Vrou, is interessant, Jesus spreek nooit sy ma aan as ma nie, as moeder nie, hy spreek haar altyd aan as vrou. Ek weet nie of jy agtergekom het nie, in Johannes 2 ook, wanneer sy vir hom sê,
weet jy, met die water nou in wyn gaan verander, of sy sê dit nie vir hom nie, sy sê net, hoor hierso, daar's nie meer wyn nie, dan sê hy vir haar vrou, hy sê nooit vir haar ma nie, sê nooit van haar ma nie. Dit is 'n respekvorm in daardie tyd in elk geval gewees, om aan te spreek as vrou, dit is nie disrespekvol gewees nie, dis 'n vorm van respek. Waarom het hy die seun van God is en God self is, dit spreek hy haar ook aan as vrou. Daar is vir jou 'n seun. Daarmee sê Christus vir ons, as jy weerloos het, as jy pyn het, en as jy lyding het, ek voorsien in die vorm van my dienskneg, ek voorsien in die vorm van my disipel, ek voorsien in die vorm van die kerk, van die eklesia, wat na jou moet omsien. Op die einde van die dag voorsien God verder deur die Gees, die Heilige Gees, wat hy vir ons gee, om ons te help en ons te lei. En geliefde disipel, daar is vir jou werk om te doen. Die teks sluit af en hy sê, en van daardie oomblik af, het die disipel haar in sy huis geneem. Hy was dadelik gehoorsaam gewees. Hy was onmiddellik gehoorsaam gewees. En hy was gehoorsaam gewees omdat hy lief was vir Jesus Christus. Omdat hy die geliefdes disipel was. As jou vriend vir jou kom vra, hoor hierso, ek is besig om te sterf, ek weet nie wat gaan word van my ma, sal jy asseblief na haar kyk? Omdat jy sy beste pel is, sy beste vriend is, gaan jy sê, ja, no problem, ek gaan dit doen. Ek sê nie om hoe moeilik dit gaan wees nie, of hoe moeilik dit kan wees nie, ek gaan dit doen. En ek doen dit op grond van hierdie band wat daar is tussen ons. Op grond van ons vriendskapband, op grond van die feit dat ons mekaar vertrou, kyk ek na jou ma en sien ek na haar om. Baie van die kommentare sê dat Jesus daar gesien en hy het haar swaar kry gesien en hy het gesê iemand moet haar net hier wegvat dat sy dit nie kan sien nie. Dat sy net nie kyk hoe ek sterf nie. En daarom het hy vir Johannes gesê, daar is jou moeder, en dan sê die teks, en hy het haar onmiddellik in sy huis ingeneem. Party kommentare argumenteer dat Johannes het dadelik sy arm om hom gesit en sê, kom ons gaan. Dat jy nie verder kyk wat gebeur met hom nie. Dat ek jou spaar van hierdie lyding. Dit staan nie in die teks daar nie, so ons kan nie sê dit is definitief so nie. Dit is net opvallend dat daar onmiddellik die disipel haar in sy huis geneem het, van daar af. Mag dit ook so wees, dat as ons mense se lyding en swaar kry sien, ons arm om hulle sal sit, hulle sal uitlei en weglei, daarvan hulle versorg en vertroos. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here, ons dank U vir U woord wat so glashelder na ons toe kom in die woorde wat U gesê het aan die kruis. Vrou, daar is jou seun en sy disipel, daar is jou moeder. Dat U ons aan mekaar verbind soos 'n familie aan mekaar verbind is. Dat ons daarmee 'n verantwoordelikheid het teenoor mekaar om mekaar te versorg en lief te hê. Here, help ons ook daarmee. Mag ons na mekaar kyk omdat U vir ons
lief is. Omdat U vir ons gesterf het en ons kom verlos het. Mag ons nooit blind wees vir die lyding van ander en maar net ons skouers optrek en sê, "Ag, dit is so jammer nie." Maar mag daar genoeg passie in die gees in ons wees, dat ons hande sal oopmaak en sal uitsteek. En die wat in lyding is, sal aanraak en hulle lyding verlig. Amen. Ons sluit vanoggend af met ons slotlied, wat uit die liedboek uitkom, liedboek 508, en ons sing 2 verse daar, verse 1 en 2. Woorde, ontvang dan ook vanoggend die seën van die Here baie spesiaal vir jou, omdat jy sy geliefde disipel is. Mag die Here jou seën en mag die Here jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en hy sal jou genadig wees, want jy is syne en hy het jou lief. Daarom sal hy ook jou gebede verhoor en vir jou sy goddelike rus en vrede gee. Ontvang hierdie wonderlike seën van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.